Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Genade en vrede word aan die geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, die Here spreek vandag met ons uit Johannes 17. Johannes 17 vers 1 tot 26. Johannes 17 vanaf vers 1. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: Vader, die uur het gekom. Verheerlik u Seun, sodat u Seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee. En hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom. Want die woorde wat u my gegee het ek aan hulle gegee. En hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het. En hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is uwe. En wat uwe is myne. En ek is in hulle verheerlik. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat hulle deur hulle woord in my sal glo. Dat almal een mag wees, net soos u, Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my liefgehad het, voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld u nie geken nie, tog het ek u geken, en hulle hier het erken dat u my gestuur het. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Dit is die woord van die Here. Salig is elkeen wat hierdie woord hoor, en daarin gaan lewe. Kom ons bid saam.
Onse Vader in die hemel. Here, wat meer kan ons bid as wat ons Hoëpriester hier vir ons bid? Wat meer kan ons bid as dat ons in U kan lewe? Dat ons in U elke dag kan wees en in U kan glo. Here, dankie dat U hom gestuur het om U te verheerlik, sodat ons U kan ken. En dat U Uself aan ons openbaar het deur U woord en deur U Gees die geloof in ons gewerk het, om te glo dat dit wat verkondig is, dit wat in U woord geskryf is, die waarheid is. Here, werk dit in ons harte om daaraan vas te hou, sodat ons ook U kan verheerlik. Ja, Here, hoewel U ons nie uit hierdie wêreld weggeneem het nie, weet ons dat omdat Jesus dit gebid het, U ons van die bose sal bewaar, sodat die wêreld kan sien dat U een God is. Dat hulle U heerlikheid kan sien en kan sien dat U vir Jesus gestuur het om te verlos en U te verheerlik. Daarom bid ons, Here, vir elke een wat in gebrokenheid vasgevang is in sonde, wat vasgevang is in hulle eie wil en hulle eie eer, dat U daardie skeidsmuur tussen U en hulle sal afbreek deur Jesus Christus. Dat U wat die skeidsmuur ook vir ons kom afbreek, ook vir ons sal wys waarom ons nog besig is om skeidsmuur te bou, in plaas van om U te dien. Here, dankie vir U wonderlike genade. En daarom bid ons ook vir hulle wat nog nie van U gehoor het nie. Hulle wat in baie beproewinge moet leef, hulle wat vasgevang is in oorloë en vervolging, dat U hulle sal bewaar teen die bose. Dat U hulle ook sal versterk en beskerm en krag gee. Ook hier in ons eie land, Here, waar dinge nie meer volgens U wet en U orde gaan nie. Kom bid ons dat U ons sal bewaak, dat ons nie deel sal word van die bose planne van die wêreld nie, maar aan U verheerlik sal word. Dat U ook in ons verheerlik word. Versterk ons daarom deur U Gees en in U krag, ook in hierdie tyd waarin ons leef, om nader aan U te leef, meer en meer U wil te soek en daarin te gaan lewe. En daarom bid ons, Here, dat U ook nou deur hierdie gebed wat U vir ons laat opteken het, en dit wat U ons hieruit wil kom leer, ook sal versterk en sal krag gee, maar ook ons denke sal vernuwe na U goeie en welgevallige en volmaakte wil. Dat ons sal verstaan wat U deur U Gees aan die gemeente wil sê. En daarom bid ons, Here, dat U U dienskneg sal seën om dit te kan verkondig en te kan uitlê wat U wil hê die gemeente moet hoor. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Liefde broers en susters, ons gaan vanoggend by die verbondsonderrig vir die kinders 'n lied begin laat sing wat baie belangrik is. Wat die kinders moet leer, amper so goed as wat hulle Gesang 95 die Onse Vader kan sing. Want eintlik is dit maar net 'n weergawe daarvan wat vir ons as kerk geskryf is. Gesang 335. Here Jesus, ek is klein, swak, onkundig en ontrein. Laat my groot word tot U eer, laat my daagliks van U leer. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my, o Jesus, sterk my en vorm my tot U eer.
Dis die eerste vers van hierdie lied en daarin bid ons eintlik dieselfde as die eerste bede van die Onse Vader. Laat U naam geheilig word. Wanneer die Here vir ons hierdie gebed kom leer, met die doel om vir ons te laat verstaan hoe ons verhouding met God moet wees, en hoe ons hom moet aanbid, dan kom ons by hierdie belangrike eerste bede. Waaroor gaan my gebed? Waaroor gaan my hele lewe? Laat U naam geheilig word. Alles wat ons doen, met ander woorde, vra die Here van ons. In die eerste plek, die Here het ons gemaak om hom te heilig. Die Here het ons gemaak om hom te verheerlik. Dis hoekom hy die mens gemaak het. Wanneer hy gesê het in Genesis 1, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis, om te heers oor die voëls en die visse en die diere op die land, oor die hele skepping. Dan is die mens geskep om God te verheerlik in hoe hy dit doen. En dan kom die sondeval en die gevolge van die sondeval is die sonde en die bose en die mens wat soos God wil wees en homself verheerlik in plaas van om God te verheerlik. Sy naam te heilig in plaas van om God se naam te heilig. En ons sien dit tot vandag toe. Die ergste manier waarop ons dit sien is afgoderry. Hoe mense ander gode gaan aanbid sodat hulle geseën moet word. Die Baals van die Ou Testament. En wanneer 'n mens nie meer God se naam voorop stel, wanneer hy nie meer die een is wat die belangrikste in ons lewens is nie, dan gebeur dinge soos wat nou in die wêreld besig is om te gebeur. Opstande, want ons wil ons nie onderwerp aan die gesag wat God oor ons gestel het in 'n Amerikaanse president nie. Ons brand stede af, ons brand karre af, want ons wil dit anders hê. Of 'n oorlog, waar een nasie probeer om 'n ander nasie uit te roei en te beheer en tot niet te maak. 'n Moslem geloof wat sê dat as iemand nie aan Allah glo nie, moet hy doodgemaak word. En dan sê hulle ons aanbid dieselfde God. Nee, broers en susters, hulle ontken Jesus Christus, en omdat hulle Jesus Christus as God ontken, is dit nie dieselfde God nie, en daarom is hulle God 'n wrede God. Het hulle die vermoë om woonbuurte met missiele aan te val, want dis wat 'n mens is sonder God, en dit eer God nie. Dit heilig nie sy naam. My eie opstandigheid, my eie selfsugtigheid, ook ons kinders, se ongehoorsaamheid, dit heilig nie die Here nie, dit verheerlik hom nie, dit sit hom nie op die troon nie. Dis wat die woord verheerlik beteken wat Jesus gebruik in Johannes 17, om God op die troon te sit. Jesus bid, Vader, verheerlik my by U, soos wat ek voor ek mens geword het, by U verheerlik was. Vat my na U troonsaal toe en gaan sit my daar aan die regterhand, sodat ek kan regeer oor hierdie skepping wat U aan my gegee het om oor te regeer. En so is dit nodig dat die Here op die troon van jou hart moet sit. Niks anders. Net hy. Sy naam moet anders wees as die res van die skepping sou. Want hy is ver meer as die skepping. As ons sê, laat sy naam geheilig word, beteken dit, sy naam moet anders wees. Hy's nie anders as 'n mens, hy's anders as gode. Want hy sit op die troon. Hy is God, en daar is geen ander nie.
En daarom wat ons dit kom bid, Here, maak dat in my lewe U altyd op die troon sal sit. Wat sê Jesus vir sy disippels hier? Jy gaan ander goed op die troon laat sit, as God nie daar sit nie. Jy gaan ander goed belangriker maak, as vir God. En dis 'n opdrag wat van die begin af kom, dat ons dit moet doen. Dwars deur Israel se geskiedenis. God kies hulle as volk uit, om hom te verheerlik. God maak hulle sy volk. Psalm 106 vers 8 sê hy baie duidelik dat hy Israel uitgekies het om hom onder die nasies te verheerlik. En wanneer, as jy die geskiedenis van Israel gaan lees, wanneer hulle God aanbid het, wanneer hulle hom liefgehad het bo alles, wanneer hulle hom op die troon gehad het, wanneer die koning van die tyd God se gesag aanvaar het, dan het hulle aan die nasies sy heerlikheid bewys. Salomo in sy jonger dae, wat die wysheid van God gekry het, toe God op sy troon gesit het, waarna toe die koningin van Skeba gekom het om te kom kyk, na al sy wysheid en sy skatte, waar Hiram mee gewerk het om die tempel te bou, want hy het soveel respek vir sy God gehad, want sy vader Dawid het daardie Israel gevestig deur die hand van die Here. En Hiram weet dit. Maar dan wanneer Jerobeam en Rehabeam op die toneel verskyn, dan sien ons die teendeel. Wanneer die afgode begin aanbid word en die koning belangriker word as God, en die mense meer plesier moet hê as om God te verheerlik, die mense ter wille is om afgode op die hoogtes te gaan aanbid, in plaas van die Here in die tempel te kom aanbid, dan val die koninkryk. En so sien ons dit deur die geskiedenis, hoe Israel wat God uitgekies het om hom te verheerlik, hulle self op die troon sit. Hulle belang, hulle eer. En elke keer wanneer dit gebeur, dan kom die Here se oordeel en hy verheerlik hom ook in die oordeel wat hy oor sy volk bring. So verheerlik hy hom in die oordeel wat hy oor Egipte bring wanneer hulle uitlei uit Egipte uit. Sodat die nasies kan sien hoe magtig hy is. So by so dat wanneer die twee verspieders in Jerigo aankom, dan sê Rahab vir hulle, ons het gehoor wat die Here aan Farao en Egipte gedoen het. Ons het gehoor wat die Here hierdie 40 jaar in die woestyn gedoen het, en ons sidder. Ons is bang, want ons weet, julle is God se volk. En daardie mense het nie die mag en die moeite, die krag om die Here te oorwin. Hulle sidder, want hulle het gehoor. Hoor u dit, broers en susters, dat God sy volk uitgekies het om hom te verheerlik. En omdat hulle dit nie doen nie, het hy van die begin af beloof, ek weet, julle gaan dit nie altyd reg kry. En daarom gaan ek my seun stuur, wat uit Eva gebore sal word om die slang se kop te kom vermorsel, en daardeur my te verheerlik. En dwars deur die Ou Testament kry ons die beloftes van die een wat sal kom om God te verheerlik. Dwars deur. In Jesaja lees ons daarvan dat die knegt van die Here sal kom en die nasies sal sien dat God goed is en hom verheerlik en hom prys. God verheerlik homself uiteindelik in Jesus Christus, en dis waarvan Jesus praat wanneer hy in hierdie gebed kom sê, ek het gedoen wat u vir my gesê het. Ek het my opdrag op aarde kom uitvoer. Hierdie is net voor die kruisiging. Dis asof hy weet, die kruisiging is 'n voldonge feit, dit gaan gebeur, hy gaan tot daar aan God gehoorsaam bly. Vers 4 sê, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring.
So 'n mooi woord wat sê, ek het dit alles na U toe gebring. Al die werk wat U vir my gegee het om te doen, het ek gedoen, en ek het die pakkie toegemaak, en ek het dit vir U kom gee. Dis wat volbring beteken. Ek het dit klaar gemaak. Jesus sê, my werk op aarde was om God te verheerlik. My werk op aarde van geboorte af. Die kruising. Sy doel was om God te verheerlik. En om die Satan te oorwin is deel daarvan om God te oorwin. Om ons te verlos uit ons ellende is deel daarvan om God te verheerlik. Dis hoe hy dit doen. Hy verlos ons uit die ellende uit. Hy verlos ons uit die mag van die sonde. Hy verlos ons uit die mag van die dood. En daardeur verheerlik hy God. Die dood het nie 'n krag bokant God se krag nie. Die hel kan God nie oorwin nie. Johannes 1 sê, hy het na sy mense toe gekom en sy mense het hom aangeneem. Hy het as lig gekom en die duisternis, die poorte van die duisternis kon hom nie oorweldig. Die magte van die duisternis, met ander woorde, kon Jesus Christus nie oorweldig. Sy doel was om God te verheerlik, God te bewys dat God op die troon sit. Hy het nie nodig gehad om God op die troon te sit nie, God sit op sy troon. Maar ons het die bewys nodig daarvoor. Die bewyse is Egipte, Dawid, Josia, Hiskia in die Ou Testament. Maar dis nog altyd onvolkome, onvolbring. Dis nie klaar nie. Dawid het sonde gehad, Hiskia het sonde gehad, Josia het sonde gehad. Maar Jesus kom en hy doen alles wat nodig is om God te bewys as die een wat op die troon sit. En hy sê, Vader, ek het U verheerlik op die aarde, die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. Laat U naam geheilig word, sê die Heidelbergse Katekismus. Gee ons ten eerste dat ons U reg ken. En U in alle werke waarin U almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid helder skyn, mag heilig, roem en prys. Dan ook, dat ons hele lewe, ons gedagtes, woorde en werke so mag inrig, dat U naam om ons ontwil nie gelaster nie, maar geëer en geprys word. En daar is die belangrike deel daarvan. Laat U naam geheilig word in ons lewens soos in Jesus Christus. Dis waarvoor hy ons laat bid. Jy sien, broers en susters, ons is weer by daardie punt wat ons gesê het, wat is die doel van gebed? Die doel van gebed is om in my magteloosheid na die Almagtige toe te gaan en te gaan vra vir sy hulp. Ek is magteloos in my menswees. Ek kan nie uit myself uit God se naam heilig nie. Ek kan nie uit myself uit al my dade, al my werke, al my denke inrig volgens God se wil nie. Ek is soos Israel in die Ou Testament. En daarom kom ek in my afhanklikheid na die Here toe en ek erken hom op die troon en ek sê, Here, U sit op die troon. U is verheerlik. U is die heerlike. U is my koning en my God. En ek wil met alles wat in my is U verheerlik. Ek wil U naam bo alle name in hemel en op aarde prys en eer. Maar ek ken myself. Ek weet ek kan nie. Ek weet ek is swak. Ek weet ek is nog sondig. Ek weet ek is nog uitgelewer aan hierdie wêreld wat die bose my wil verlei en die bose my wil seermaak. En daarom
Dankie Here dat my verlosser vir my gebid het, dat U my sal bewaar van die bose, waarby ons sal kom, later in hierdie gebed weer 'n keer. Maar Here, bewaar my teen myself. Verander my lewe. Verander my sodat ek altyd U op die troon sal sit. Dat ek altyd sal erken dat U op die troon van my lewe moet wees. Deur hierdie gebed wil ons alle sondige versperrings oopruk en omgooi sodat die strale van God se almag, sy goedheid, sy wysheid in ons kan kom skyn. Dis wat ons nodig het. Ons kan nie eens dit op ons eie doen nie. Maar nou kom Jesus in hierdie gebed en hy sê, Vader, ek bid vir hulle. Hulle wat U vir my gegee het. Ek bid vir hulle, vers 18, vers 17 en 18. Heilig hulle in U waarheid. U woord is die waarheid. Soos U my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Jesus sê, ek het jou geroep. Ek het in jou die geloof gegee. Ek het jou kom red deur aan die kruis vir jou te sterf. En nou stuur ek jou. Gaan heilig my Vader. Die werk wat U my gegee het om te doen, het ek voltooi, sê hy in vers 4. In vers 18 sê hy, soos wat U my gestuur het in die wêreld, het ek hulle in die wêreld gestuur. Jesus sê, ek red julle sodat julle my Vader kan gaan verheerlik. Dis waarom hy ons kom red, want dit wat by die sondeval gebeur het gemaak dat die mens nie meer God kan verheerlik. Jesus Christus moes ons kom verlos uit die mag van die bose. En toe hy ons kom verlos uit die mag van die bose, toe kan hy vir hulle wat verlos is uit die mag van die bose sê, gaan, maak disippels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En wanneer hulle hom in Handelinge 1 vra, wanneer gaan die koninkryk van God opgerig word, dan sê hy vir hulle, dit kom julle nie toe om te weet nie. Wat vir julle nodig is om in Jerusalem te bly, totdat die Heilige Gees uitgestort is. En dan sal julle krag ontvang, om my getuies te wees in Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Julle sal my naam heilig. Julle sal my koninkryk laat kom. Julle sal my verheerlik. Wanneer die Heilige Gees julle die krag gee om dit te doen. Dis waarvoor Jesus in Johannes 17 vir sy disippels bid. Dat die Here hulle die krag sal gee om sy getuies te wees. Die krag sal gee om alles wat ons dink en wat ons doen onder sy gesag te bring. En dis hoekom hy sê, heilig hulle in U waarheid. Sonder hulle af van die wêreld, Here. Hoe doen hy dit? Deur God se waarheid in ons harte te skryf. Dan kan ons gaan doen wat Jesus gesê het ons moet doen. En hoe doen hy dit? Vers 17 sê, U woord is die waarheid. Sonder hulle af deur U woord. En dis hoekom Jesus vir sy disippels gaan sê, gaan maak disippels van al die nasies en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Geliefdes, daar is net een manier. Met ander woorde, om God te heilig. En dit is, jy moet sy opdragte hoor, lees, verstaan en gaan doen. Maar die oomblik
wanneer ons eie reëls maak, ons wil, ons giere, bo die waarheid van sy woord kom sit, gaan ons hom nie heilig nie. Dan maak ons hom op dieselfde vlak as ons. Onthou u wat ons gehoor het, toe ons die eerste van die 10 gebooie hanteer het. Wat is 'n afgod? Enige iets, wat jy in die plek van God, of naas God, langs God, kom sit. Enige iets wat vir jou belangriker is, of net so belangrik is as God, is 'n afgod. En wanneer jy 'n afgod aanbid, dan eer jy God nie meer nie. Dan verheerlik jy hom nie meer nie. Want dan is jy besig met hierdie afgod. So enige iets wat my toewyding aan die Here gaan wegvat, moet soos die Baal boomstamme op die heuwels omgekap en afgebrand word. Want God moet verheerlik word en nie my idees en my plesier en my belang en my aansien en wat ook al verder nie. Hy sit op die troon. Hy regeer. En daarom, as ek God se liefde en sy barmhartigheid sien, wat hy in Christus aan my bewys het, dan moet ek mos daarvan gaan praat. Dan moet ek vertel, kyk wat 'n groot liefde die Vader bewys het, dat hy my in Christus tot sy kind aangeneem het, sodat ek ook eenmaal die ewige saligheid kan beerwe. En in hierdie lewe, broers en susters, word God se naam nie geheilig nie. Dis hoekom daar oorlog is. Dis hoekom daar opstande is. Dis hoekom daar rebelse kinders is. Dis hoekom huwelike op die rotse loop. Want God se naam word nie geheilig nie. Wanneer God se naam geheilig word deur 'n gemeenskap, kom daar vrede in die gemeenskap. Liefde. Wanneer God se naam geheilig word in 'n huisgesin, tussen man en vrou, God belangriker is as man en as vrou, dan is daar liefde in daardie huis. Want dan tree ons man en vrou op soos wat God vir ons sê om op te tree, sodat hy verheerlik word en nie ons nie. En net so tussen ouers en kinders. Kinders, hoor vir my mooi. As mamma en pappa sê nee, dan is daar 'n rede voor. Pappa en mamma, die rede moet wees want God sê so. Jy mag van jou kinders niks meer eis as wat God van hulle eis nie. Maar kinders, as pappa en mamma aan die woord van God gehoorsaam is, en jou leer en opvoed in die weë van die Here, is dit omdat hy op die troon sit. Hy die koning is, en nie jy nie. Want kinders wil koning wees. Hulle wil besluit hoe goed gedoen word. En ons as God se kinders is presies dieselfde. Ons wil ook soos ons kinders besluit wat is reg en verkeerd. En ouers, die skool mag nie op die troon sit nie. My kind se prestasies mag nie op die troon sit nie. Nie eens my kind se akademiese vordering mag op die troon sit nie. God sit op die troon. Laat sy naam geheilig word. En ons weet ons kan dit nie self doen nie, en dis hoekom Jesus ons leer om dit te bid. Want eendag gaan sy naam geheilig word. Eendag kom, wanneer hy op sy troon gaan sit en die ganse mensdom voor hom gaan staan.
En die dooies wat in die see is, gaan uit die see uit gegee word. En die wat in die doderyk is, gaan uit die doderyk uit gegee word, sê Openbaring vir ons. En die wat in die aarde rus, gaan uit die aarde uit opstaan en voor sy troon kom staan. En die boeke van die lewe gaan oopgemaak word. En dit is die boek van die getuienis van jou gewete. En in daardie boek gaan daar geskryf staan, het jy God geheilig of nie? En die wat dit nie gedoen het nie, en wat nie hulle sonde daarin voor Jesus Christus gaan bely het nie, sê hy, sal God heilig deurdat hulle voor hom sal neerbuig. Hulle sal erken dat hy op die troon moet wees. Maar vir hulle sal dit te laat wees. En daarom wat ons u oproep om nou voor die Here te buig. Want die name van die wat in die boek van die lewe opgeskryf is, Jesus Christus staan by hulle. En hy sê vir sy Vader, Vader, ek het dit volbring. Ek het hulle straf op my geneem. Ek het u verheerlik deur hulle straf op my te neem. Spreek hulle vry. En die skape en die bokke sal van mekaar geskei word, sê Jesus. En God sal verheerlik word. Sy naam wat bo alle name is, sal geheilig word. As die een wat regverdig oordeel. En ons wat in hom geheilig word, ons sal om Christus ook eenmaal die nuwe aarde mag betree, waar die naam van God sonder enige belemmering oral en altyd geheilig en geprys sal word. Vader, ek wil waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Ja, Here Jesus, ek is klein, swak, onkundig en ontrein. Laat my groot word tot u eer. Laat my daagliks van u leer. O Jesus, neem my. O Jesus, lei my. O Jesus, sterk my en vorm my tot u eer. Dit is ons gebed. Wanneer ons bid, laat u naam geheilig word. Amen. Kom, laat ons saam bid. Here Jesus, u wat vir ons alles volbring het. U wat vir ons die prys betaal het en daardeur u Vader verheerlik het, dit deurdat u aan hom onderwerp is. Aan hom gehoorsaam was tot die dood aan die kruis. Ons kom na u toe, ons hoëpriester, om van u te bid, Here, help ons. U wat ons verlos uit die dood, u wat ons bevry uit die mag van die bose en uit die mag van ons eie sondes, voor u kom buig ons. En ons bid u, Here, verander ons harte, werk deur u Gees in ons en gee ons die krag om ons Vader se naam te heilig in alles wat ons doen. Ja, Here, ook in ons gemeente kom bid ons dat u naam geheilig sal word. Dat dit altyd sal gaan oor wat u wil is. Dat dit altyd sal gaan oor wat gaan u eer die beste dien. Dat ons voor u sal buig as die enigste ware God, die Here van die Here, die Koning van die konings,
die koning van ons harte. Here, verwyder alles wat op die troon van ons hart kom sit het, sodat U daar kan sit. Maak ons heilig, want U is heilig. En daarom bid ons, Here, dat U vir ons sal uitwys waarteen ons moet stry om U te heilig. Dat U vir ons sal leer wat dit beteken om U naam te eer. Versterk ons in die geloof. Gee ons krag om dit te doen, te midde van ons beproewinge. Te midde van die gebrokenheid van hierdie wêreld en die hartseer en die pyn wat ons elke dag moet beleef. Te midde van die versoekinge en die aanslae van die bose. Versterk ons sodat ons U kan heilig en U koninkryk kan kom. Want U is die koning van ons harte. Want Jesus Christus het ons met U versoen. En ons kan nie anders as om dankbaar te wil wees daarvoor nie. Maar ons kom kort, Here. En ons vra, wees my sondaar genadig. Sodat ek eendag in volmaaktheid U naam sal eer, saam met almal wat in U gered is. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Die Here sal U seën en U behoed. Die Here sal sy aangesig oor U laat skyn en U genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor U verhef en aan U vrede gee. Amen.